Kom ons word stil voor die Here. En daarna staan ons dan ook vir ons loflied. Aan U wat vir ewig koning is, kom al die eer en al die lof en al die aanbidding. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader wat U baie, baie lief het en Jesus Christus, ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Trou God, Here, ons hemelse Vader, wat 'n groot voorreg is dit as 'n gemeente vanoggend hier bymekaar te wees en ook U lof te besing. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. Dankie Here dat ons hier kan wees in gesondheid vandag om ook U woord te hoor. Ons bid dat Here dat daai woord ook 'n waarheid in ons lewe sal wees, dat ons dit sal gaan leef in 'n wêreld wat dit so nodig het. Ons wil in die besonder ook bid vir hulle wat siek is in die gemeente. Hemelse Vader, U loop 'n pad met elkeen van ons en ons bid Here in besonder dat U baie naby aan hulle sal wees en hulle families wat siek is. Here, en dit is dit U wil is dat U ook hulle sal genees en oprig en weer saam met ons bymekaar bring. Here, ons bid vir elkeen van ons wat hier sit. U ken elkeen van ons uitdagings. Ons bid Hemelse Vader dat U met elkeen van ons 'n pad loop en dat ons ook sal hoor wat U vir ons sê en dat ons daarvoor sal lewe. Here, ons bid dat U met ons sal wees in hierdie erediens. Ons bid in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Amen. In die Kerstyd gaan ek Lukas 1 en Lukas 2 preek. Baie bekende Kersverhale. Die sentrale tema is 5 vreugdevolle misteries rondom Kersfees. 5 vreugdevolle misteries, geheime. Vanoggend die aankondiging. Lukas 1 vers 26 tot 38. Ek lees Romeine 16. God is magtig om julle te laat vasstaan ooreenkomstig die evangelie van Jesus Christus wat ek verkondig en ooreenkomstig die openbaring van die geheimenis. Eeue lank het dit geheim gebly, maar nou is dit geopenbaar. So hy praat van 'n geheim wat eeue lank geheim gebly het, maar nou is dit geopenbaar. Lukas 1 vers 26. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel haar by haar kom, sê hy: Ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. Sy was verwonderd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En van daarop word dan die seun beskryf. Vers 34. Maar Maria sê vir die engel: Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang. Sy wat as onvrugbaar bekend was. Sy is nou al reeds 6 maande. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe: Ek is tot U beskikking, Here. Laat met my gebeur wat U sê. Toe die engel van haar af weggegaan. God het die hemel en die aarde geskep. Die plante, die diere, die voëls, alles op die aarde. Alles was bekend gewees. Daar was geen geheim. Daar was egter 'n misterie, 'n geheim wat deur eeue lank bewaar is in die hemel. Niemand het daarvan geweet nie.
Op 'n dag sê die Here vir Gabriël, ek het 'n baie belangrike opdrag vir jou. Gaan na Daniël toe en gaan vertel vir Daniël wat in die toekoms met die volk van Israel gaan gebeur. En so gaan Gabriël, van die troon van God af, deur die Persiese ryk tot in Persië. En so bring hy een van die grootste boodskappe van alle tye vir Daniël, oor die toekoms van die volk, wat in die toekoms gaan gebeur. So gebeur dit dat Gabriël elke keer die groot boodskapdraer word van God. Elke keer as iets baie belangriks aangekondig word, dan word Daniël nader geroep. Een van die 7 aardse engele, die groot boodskapper van God, die een wat uit alle ewigheid by hom was, deur God geskep, een van die 7 aardse engele. Op 'n dag word Gabriël weer geroep. Dis tyd. Die groot oomblik gaan aanbreek. Ek gaan jou stuur na 'n jong 12-13-jarige meisie in Nasaret. Verseker dat ek met haar is. Jy moet vir haar boodskap bring. Die grootste geheim van alle eeue gaan geopenbaar word. Moenie stop langs die pad. Moenie toelaat dat die demoniese wêreld en die geesteswêreld jou reis verhinder. Moenie ompaaie vat nie. God Almagtige, wat is die groot boodskap? Gaan vertel van Maria as sy gaan swanger word. My seun gaan gebore word. Die groot oomblik in die heelal, in die skepping, wat vir eeue lank vooraf bepaal was in die voortyd. Die grootste moment gaan nou aanbreek. As jy 'n boodskap moes oordra, hoe sou jy jou boodskap oordra? As iemand vir jou die belangrikste boodskap van alle tye gee, hoe sou jy dit gedoen het? Jy sê in jou kar geklim het, jou kar op flash gesit het, konstant die hoeter geblaas het, en so vinnig as moontlik gery het, om jou boodskap te gaan aflewer. Toe Maria haar oë uitvee, staan daar iemand by haar. Vir 'n oomblik skrik sy. Dis nie Josef nie. Dis nie haar ouers nie. Dis niemand in die dorpie nie. Dis 'n onbekende persoon. Hy het nie geklop nie, nie gevra om in te kom nie. Toe sy weer sien, toe sy daar. Sy het nie geweet of dit 'n engel is en of dit 'n mens is. Sy het wel geweet dis 'n vreemdeling. Sy was verloof. Sy het aan 'n ander man behoort. En so kyk sy vraend na hierdie onbekende persoon. En die onbekende persoon sê, ek groet jou, begenadigde. Die Here is by jou. 12, 13 jaar oud. 'n vreemdeling kom staan by haar. En die vreemdeling sê, ek groet jou. Sy kon dit nog hanteer. Maar toe gaan die vreemdeling verder en die vreemdeling sê, begenadigde. Wanneer laas het iemand by jou kom staan, jou in die oë gekyk, jou gegroet en vir jou gesê, begenadigde. Die woordjie begenadigde in 'n gewone moderne Afrikaans is die woordjie special. So hier kom staan hierdie vreemdeling by haar, die vreemdeling groet haar, en hy sê, die vreemdeling sê vir haar, jy is baie spesiaal. Kom ek gee jou 'n drukkie. Hoe verlang ek en jy nie somtyds dat iemand net na jou toe kom,
vir jou 'n drukkie gee, nie baie praat nie, jou in die oë kyk en sê, special. Wow. 12, 13-jarige meisie was die hele dag met routine take besig gewees. Was maar 'n gewone dag in haar lewe. Hier staan 'n vreemdeling. Maar hierdie vreemdeling stop nie daar nie. Die vreemdeling gaan een tree verder. En die vreemdeling sê vir haar, die Here is by jou. Wat 'n fantastiese woorde is dit nie? Kom ek en jy sê dit maar van tyd tot tyd ook bietjie vir mekaar. Jy is baie special, weet jy hoekom? Die Here is by jou. Sy is maar 12, 13 jaar oud. Ons weet nie wat die vrou met haar pa en ma was nie, ons sal in die volgende preek sal ons daarby uitkom. Ons weet nie wat die vrou tussen haar en Josef was nie, want hy wou skei van haar. En hier sien die jong meisietjie. En hierdie jong meisietjie voel vir 'n oomblik special. As iemand na jou toe kom en vir jou sê special, die Here is by jou, wat gaan jou reaksie wees? Haar reaksie was baie eenvoudig. Sy was verbuisterd oor die woorde. Vir die eerste maal noem iemand haar special, vir die eerste maal noem iemand haar begenadigde, vermoedelik vir die eerste maal in haar lewe sê 'n vreemdeling vir haar, die Here is by jou. Is dit nie maar woorde wat ek in jou soms ook wil hoor nie? Verbuisterd. En sy het gewonder wat die begroeting kon teken, want nou is sy baie agterdogtig. Hier's 'n totale vreemde ou by haar, sy is verloof, hy noem haar 'n spesiale persoon. Die engel sê vir haar, nou moet jy hierdie stukkie humor kry. Jy is 'n begenadigde. Die Here is by jou. Jy is special. Moenie bang wees nie. God bewys groot genade aan jou. Alles fantastiese inleidende woorde. Moenie bang wees nie. Jy is swanger. Jy gaan swanger word. Die laaste wat sy wou gehoor het. Sy is verloof aan Josef. Sy gaan met Josef trou. Sy was tog nie by 'n man gewees nie. En hier kom hierdie vreemdeling. En hierdie vreemdeling sê, jy gaan swanger word. Het jy al ooit so 'n verrassende boodskap gekry in jou lewe? Wat iemand na jou toe kom, jou baie vriendelik groet, baie mooi goedjies vir jou sê, moenie bang wees nie, ek gaan in elk geval nou vir jou 'n boodskap bring, en dan kry jy daai netjie tussen die oë, dan kry jy daai opmerkingkie waarvoor jy nie gereed was nie. Sy was nie gereed vir 'n swangerskap nie, sy is te jonk. Die wet sou een van 2 dinge, 3 dinge van haar bepaal het. Dat Josef van haar moes skei, dat sy gestenig sou word, dat sy in die vuur sou sterf, of uit die samelewing uit weggestoot sou geword het. Dis die implikasies van hierdie woorde. Jy sal swanger word. Jy gaan 'n seun in die wêreld bring. Nou elke keer as jy 'n pa en 'n ma sien en jy hoor daar's 'n swangerskap op pad, dan sê die pa, dis 'n seun wat op pad is, die beste nuus wat ons kan kry. Niks teen meisies nie, ons natuurlik wil ons graag dogtertjies ook hê, maar ons wil 'n seun hê. Maria, jy gaan 'n seun in die wêreld bring. Sy naam is Jesus. 13 jaar oud. En dan sê die vreemdeling, hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die woordjie groot beteken presies dit. Massive. Gaan nie nog iemand soos hy wees nie. Hy is die seun van die Allerhoogste. Die Here sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Die groot geheim is uit. Die seun van God gaan gebore word. Dit wat in die voortyd bepaal was, eeue lank geheim gehou is. Deur profete voorspel, maar die mense het dit nie verstaan nie.
is besig om 'n realiteit te word. Hierdie seun gaan my en jou koning wees. Ek en jy gaan deel wees van sy koningskap. Ek en jy gaan deel wees van die huis van Dawid. Ek en jy gaan deel wees van 'n koninkryk wat nooit weer vergaan nie. Ek en jy gaan 'n nuwe koninkryk behoort, wat tot in ewigheid gaan duur. En iemand gaan op die troon van Dawid sit. Die seun van God. Hierdie voorspelling, hierdie misterieuse, blydskapvolle aankondiging, is die aankondiging van die geboorte van die Messias, die koning, die heerser. Die 13-14-jarige meisie vra 'n vraag. Hoe is dit moontlik? Ek het dan by niemand geslaap nie. Die engel antwoord haar. En nou het jy baie fyn oog ontwikkel vir die samewerking tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die boodskap kom van God die Vader. Die aankondiging gaan oor Jesus Christus. Die een wat dit 'n werklikheid maak, is die Heilige Gees. Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal lewe in jou wek. Ek lê klem op die woordjie, die krag van die Allerhoogste sal lewe in jou wek. Jy's 'n Christen, jy's 'n gelowige. Jy glo in God die Vader, jy glo in God die Seun. Maar vanoggend wil ek jou graag uitdaag, dat jy ook moet glo in God die Heilige Gees. Want God die Heilige Gees is die krag van die Allerhoogste, wat van oomblik tot oomblik in jou lewe werksaam is. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word. Hoekom kom die storie van Elisabeth in? Want God gee vir Maria 'n teken. So in die wêreld waarin ek en jy leef, as dit gaan rondom, hier is 'n onmoontlikheid wat voor lê, of iets wat ek nie heeltemal glo nie, het jy die volle reg om vir God 'n teken te vra. 2026 lê voor. Jy gaan baie belangrike besluite in jou lewe moet neem vir die pad vorentoe. Jy mag vir die Here sê, gee vir my 'n teken. So die Here gee toe vir haar 'n teken. Sy het 'n tannie wat stokoud is. Sy wou so graag haar eie kind gehad het. Sy kan nie 'n kind kry nie. So die engel sê vir haar, gaan na jou bloedverwant Elisabeth. Sy is reeds 6 maande swanger. En as jy daar aankom, en jy sien 'n swangerskap, is dit die teken, dat dit wat ek vir jou gesê het, gaan gebeur. 'n Teken. Uiteindelik, sê die engel, niks is vir God onmoontlik. Miskien was 2025 nie 'n goeie jaar in jou lewe nie. Miskien kyk jy so 'n bietjie met hartseer en sinisme terug na 2025. Ek het met baie veel 'n baie lank pad geloop in die jaar 2025. Daar was baie hartseer, baie trauma, baie pyn. Party sou baie graag vir sê ek wil 2025 my lewe nooit weer oor hê nie. Daarom kan ek en jy ook sê, kom ons kyk 2026 vierkantig in die oë. Dan sê ons vir mekaar, niks is vir God onmoontlik. Toe die engel klaar sy boodskap gegee het, kom daar 'n baie eenvoudige opmerking van Maria af. Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het. 2026. Ek is tot U beskikking. Toe die engel van haar weggegaan. Ek vat 4 punte saam, en met die 4 punte wil ek jou 2026 instuur.
Mag die vreugdevolle misterie van Kersfees vir jou 'n realiteit wees in 2026. Mag jy in 2026 beleef dat jy God se begenadigde is en dat hy in alle omstandighede met jou is. Mag daar 'n wonderlike verrassingspakkie op jou wag in 2026. 'n Nuwe droom, 'n nuwe ideaal, 'n verrassing. Grootste verrassing wat Maria kon kry, is dat sy die moeder uiteindelik geword het van die seun van die Allerhoogste. Mag jy beleef dat die krag van die Allerhoogste in jou werksaam is en dat niks vir God in 2026 onmoontlik is nie. Om die vreugdevolle misteries van Kersfees te beleef, moet jy jou tot God se beskikking stel en toelaat dat sy wil gebeur. Gebruik die woorde van hierdie 13, 14-jarige kind. Laat met my gebeur wat jy gesê het. Amen. Nou gee ek vir jou 'n paar minute. Die hoofpunte is op die bord. Ek wil jy met na elke punt kyk. Dan sê jy vir die Here, ja Here, ek vat dit. Ek is die begenadigde. Here, ek vat dit. Daar's 'n verrassingspakkie op pad. Here, ek vat dit. Die krag van die Allerhoogste sal in my werksaam wees. Here, ek is tot die beskikking. Daarna staan ons. Dan lees ek vir ons die gebed van die Onse Vader. Ek gee geleentheid vir stil gebed. Kom ons staan, terwyl ek vir ons Onse Vader bid. Ek wil hê dat jy in jou gees en jou gedagtes saam met my bid, en dat jy ook hierdie gebed, jou gebed sal maak vir 2026. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Dankie, jy kan sit, en ons gee geleentheid vir die dankoffer.
ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus ons Here en die kragvolle werking van die Heilige Gees sal vandag, môre en in 2026 met elkeen van u wees. Amen.